Onse wonderlike Here Jesus, wat 'n voorreg vir ons om voor 'n almagtige, maar ook 'n wonderlike skepper en verlosser te kan kom buig. Here Jesus, U het ons elkeen geroep en het vir ons moontlik gemaak om hier te kan wees vanoggend. En ons sê dankie dat U liefde op 'n besonderse wyse ons lewens vashou. En mag U in U goedheid elke hart vul hier vanmôre. Mag U kragtig ons harte aanraak. Mag U ons optel en besef wat 'n tye ons leef en dat U ons harte sal voorberei om Jesus te ontmoet. Ons vra dit in U kragtige en heilige naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen vanmôre. Dit is goed om in die Here se huis te wees saam met U. En dit is ons voorreg om vanoggend in besonder die diakens en diakonesse wat georden word, asseblief vorentoe te roep, sal U asseblief vorentoe kom, almal wat georden word, dat ons 'n spesiale afsondering kan doen aan U. Ja, asseblief kom manne, dames, kom staan almal hier voor. Ek dink sommer net hier voor, ja, hier voor. Ek sal een trappie afgaan as dit moet. Julle is belangriker. Daar's hy. Jee, manne lyk smart, man. Great. Daar's hy. Hoor die manne, hier's baie girls in hierdie kerk. Wat is fout met julle? Ons moet groei. Daar's hy, staan so nader. Julle moet nie so 'n lang ry staan nie. Staan so 'n groepie nader dat ons mekaar kan sien. Weet, dit is besonders om georden te word. En ordening is baie belangrik. Want ordening is eintlik die gesag van God se kerk wat hy aan U toebedeel. Met ander woorde, U is gekies deur die Heilige Gees se leiding, geroep, kan ek maar sê, om hierdie belangrike dienswerk te doen. En dis diens, nê? Maak nie saak wie ons is nie, jy gee jouself en God roep om te dien. En daarom, wanneer ons georden word, of eintlik afgesonder word deur God vir sy diens, is dit iets besonders, iets kragtig, en mag die Here seën. Ek lees vir julle hierdie gedeelte in 1 Timoteus 3. Dit begin, dit sê, dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. Dis mooi, nê? 'n voortreffelike werk. Met ander woorde, wanneer jy vir die Here werk, doen jy die beste werk wat daar is. Die beste. En God sal jou in 'n baie besonderse wyse beloon daarvoor. En dan spesifiek hierdie gedeelte oor diakens. Dit sê net so moet diakens, diakonesse, waardig wees en nie uit twee monde spreek nie. Nie verslaaf aan wyn nie. Ek hoop nie so nie, né? Geen vuil gewinsoeker nie. Manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. Onthou daai woorde. Manne, vroue wat die geloof in 'n rein gewete hou. En dan sê dit, hulle moet ook eers 'n proeftyd maak, proeftyd deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Nou, julle is gekies, julle het die pad geloop, en hier staan julle. Net so met die vroue waardig wees. Geen kwaadsprekers nie, nugter, betroubaar in alles. Dan sê die diakens moet manne van een vrou wees. En ons weet, dit sê ook diakonesse moet die vrouens van een man wees. Dis maar dieselfde. En hulle kinders en huis goed regeer. En dan hierdie belofte. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. So ja, wanneer u die Here dien, dit gaan nie altyd maklik wees nie, weet, maar daar's 'n eer daarin. Daar's 'n seën daarin, en mag Jesus julle vashou, om werklik vir hom te dien en te werk. Ja, dit is nie altyd maklik om eers by die kerk te wees nie, jong manne, maar julle moet dit doen, want ons is te oud. Laat die Here julle lei en kragtig wyse vra. Ons gaan nou vra dat ek dink ons sal kan kniel, nê. Ek gaan vra dat al die ouderlinge asseblief ook na vorentoe sal kom en net om hulle 'n groepie vorm en dan gaan ons saam kniel. So ek gaan vra, kom so 'n bietjie nader
En dan kniel ons saam en dan die ouderlinge asseblief net so agter julle kan kniel. Dis moontlik om te kniel. Sal dit vir julle almal moontlik wees? Ja, kom ons kniel. Kan ek al die ouderlinge vra asseblief broeders, moenie terughou nie. Net so om hulle en dan net u hande so op hulle te lê en dan gaan ons u as gemeente vra om net so te sit en net die hoofde te buig terwyl ons saam gaan kniel. Dan sê hy, kom ons kniel saam. Dan kan ons net die ouderlinge vra om net so 'n soort van 'n sirkel te maak waar u een hand om die broeder sit en een hand sommer op die kandidate hier reg voor. Ek kan julle twee so cover, nee. Kom ons maak die oogies toe. Ons wonderlike Here Jesus. Dankie dat u potensiaal sien in gewillige harte. Dankie dat u mense roep tot u diens. Nie wat goed en reg is nie, maar dat u hulle bekwam om u diens te doen. Al wat u soek is 'n hart wat sê, hier is ek, gebruik my Here. En Here Jesus, dis ons voorreg om nou as ouderlinge van hierdie gemeente, hierdie diakens af te sonder en te vra dat u Heilige Gees hulle harte sal aanraak, hulle lewens sal vul en hulle sal bekwam vir die werk waartoe u hulle geroep het. Here, hulle is kosbaar. En ons as 'n kerk wil hulle erken deur u roeping in hulle lewens te erken en te vra dat u liefdevolle Heilige Gees hulle nou in 'n besonderse wyse sal afsonder, sal seën en sal gebruik tot die wonderlike verheerliking van ons God en Verlosser se naam. Ons plaas hulle in u hande en ons vra dat u krag hulle sal aanraak soos nog nooit tevore nie. Dat u hulle voorbeelde van manne en vroue sal maak wat 'n pad loop in Jesus se liefde. Ek bid dat u vir hulle wysheid sal gee, dat hulle die regte keuses sal maak in hulle diens vorentoe, dat hulle die wysheid van bo in hulle harte kan ervaar en dat dit soos 'n fontein van lewe kan oorvloei na u kinders toe, wat na hulle opkyk, wat na hulle kom verraad, wat na hulle kom om Jesus te ontmoet. Seën hulle nou, ons sonder hulle af in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Dat sê, baie dankie julle. Wauw, wat 'n besonderse seën, hè. Ons het nuwe bloed in die gemeente en is lekker om voor die Here te kan staan en te kan weet dat hy die een is wat ons in 'n besonderse wyse vashou. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die boek van 2 Petrus. 2 Petrus 3, vers 10 en 11. 2 Petrus 3 vanaf vers 10 tot en met 11. As ek hom net hier by my kan kry, daar sê hy. Ek lees vir julle die ou vertaling, baie kragtige gedeelte. Dit sê, maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Mag die Here dit in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Ons boodskap vanoggend is getiteld Leef in verwagting. Leef in verwagting. Weet so 'n tyd gelede lees ek 'n baie interessante artikel wat oorspronklik in die Amerikaanse koerant die Chicago Tribune gepubliseer was, wat vertel het van 'n afgetrede prokureur in Frankryk met die naam van André François Raffray. Nou, Raffray, skus tog.
wat 'n goue geleentheid aangegryp het, wat enige goeie besigheidsman natuurlik as 'n baie goeie belegging sou beskou het. Nou, hy het 'n kontrak geteken, waar volgens hy elke maand $500 sou betaal aan die eienaar van 'n baie mooi woonstel, vir so lank as wat die eienaar leef. Maar die oomblik as die eienaar sterf, dan is die woonstel syne. Interessant, né? Hy het onderneem om R500 te betaal, was 'n dame, vir elke maand, totdat sy sterf. En as sy sterf, is die woonstel syne. Nou, wat dit egter so goeie belegging gemaak het, was dat die eienaar van die woonstel 90 jaar oud was. Aha, dit maak sin. Maak sin, hè? Alles het natuurlik duidelik in Raffray se guns getel. Ek meen, die persoon op daai ouderdom kon enige oomblik omval en sterf, en kon Raffray met 'n mooi woonstel vir slegs 'n appel en 'n ei wegstap. Hy kon dan 'n mooi woonstel opeis. Maar sien nou net, die persoon sterf nie aan die einde van die maand nie, wat wel 'n groot moontlikheid is as jy daai ouderdom bereik het, maar om veilig te leef, om veilig te wees, sê nou die persoon lewe nog so 2 of 3 jaar. Dan sou die hele woonstel om slegs tussen $12,000 en $18,000 gekos het, wat in enige terme nog steeds 'n geweldige winskoopie sou gewees het. Wat natuurlik die groot rede was, hoekom Raffray hierdie kans aangegryp het toe die geleentheid hom voorgedoen het. Nou sou u so 'n geleentheid by u laat verbygaan het. Nee man, dit klink net te goed om waar te wees. Daar was egter net een groot probleem waarmee Raffray nie rekening gehou het nie. 30 jaar later, 30 jaar later, en 'n volle $180,000 armer, kon hy nog steeds nie in die woonstel intrek nie. Die rede? Die persoon het nog geleef. Haar naam was Jean Calment, en op 21 Februarie 1995 het sy haar 120ste verjaarsdag gevier. Sy was amptelik die oudste lewende persoon in die hele wêreld, en natuurlik iets van 'n celebrity in Frankryk. Selfs die Franse minister van gesondheid het haar 120ste verjaarsdagpartytjie bygewoon. Daar was toevallig al 3 boeke oor haar lewe geskryf, en mediese wetenskaplikes het navorsing gedoen oor haar lewe om te probeer uitvind wat die rede was vir haar lang lewe. Nou, hulle het ontdek dat sy baie sjokolade geëet het, matig gerook het tot sy 117 was, en elke dag met olyfolie gekook het. Sy het elke dag baie geloop, en selfs met haar fiets in die strate van Frankryk rondgery tot sy 100 was. Op 110 het sy met 'n goeie humorsin gesê, ek moes 110 jaar wag om bekend te word, en ek beplan om dit te geniet vir so lank as wat ek kon. Nou, vir Raffray, wat elke maand $500 aan haar moes oorbetaal, het sy elke dag elke jaar op haar verjaarsdag 'n kaartjie gestuur met die woorde, ek is nog nie dood nie. Op die ouderdom van 120 jaar was sy egter tot 'n rolstoel gebind. Ek sien sleg, het sy gesê. Ek hoor sleg en ek het nie meer gevoel in my ledemate nie. Maar, het sy gesê, alles gaan nog goed. Iemand het dit egter gewaag om haar in 'n onderhoud te vra watter toekoms sy vir haarself sien. Wat 'n vraag om iemand te vra wat 120 is. Watter toekoms sien jy vir jouself? En met nog steeds 'n goeie humorsin het sy geantwoord, 'n baie kort een. En dit
het onmiddellik my aandag gevang. Want alhoewel Jean Calment dit nie besef het nie, het sy tog namens ons almal geantwoord. Jy sien, ons mag dalk nog jonk en gesond wees en die vooruitsigte om 100 jaar oud te word is daar. Maar ons almal se lewens op hierdie aarde, maak nie saak hoe oud jy word nie, is in werklikheid net so kort. Nee? Jou en my lewe op hierdie aarde is in werklikheid net so kort. En hoe maklik lewe ons nie op hierdie aarde, asof ons vir ewig hier gaan bly nie. Maar elke begrafnis is maar net weer vir ons 'n bewys dat ons nie kan nie. Maak nie saak wie jy is nie. Ons almal kyk in werklikheid 'n baie kort lewe in die oog elke dag. 'n Lewe so kort dat jy nie daarmee kan speel nie. Ons skriflesing 2 Petrus 3 vers 12 en 13 en die nuwe vertaling stel dit vir ons so mooi as dit sê: leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemele in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Sê vir my, verwag u nog die wederkoms in u lewe? Verwag jy die wederkoms in die lewe? Nou, ek vra nie of u in die wederkoms glo nie. Want ek is oortuig dat die meeste van ons wat hier sit tog in die wederkoms glo. Maar verwag jy die wederkoms in jou lewe? Jy sien, daar's nogal 'n baie groot verskil. Verwag u die wederkoms in die lewe so dat u alles daarin sal belê? Of is die wederkoms maar net vir u, daar in die verte? Wat eendag dalk nog sal gebeur, maar nie noodwendig in my eie lewe nie. Ek dink nie, ek gaan verkeerd wees as ek sê dat die duiwel al in baie van ons lewens dit reg gekry het om deur die sorge van hierdie lewe, die stryd en ellende en al hierdie dinge, die verwagting van die wederkoms uit ons harte weg te gesteel het nie. Kyk net op die oomblik na u eie lewe. Moenie oor die bank kyk nie. Kyk bietjie na u eie lewe. Verwag u nog werklik dat die Here gaan terugkom? Jouself. Verwag jy werklik dat die Here nog gaan terugkom? Of skuif jy maar die wederkoms daar ver in die toekoms in? Jy weet, in my lewe is in werklikheid net so kort. Net so kort. En enige oomblik kan iets met my gebeur wat gaan veroorsaak dat ons oë vir hierdie lewe finaal gaan toemaak. En dan het Jesus spreekwoordelik vir u gekom. Is jy reg daarvoor? Is jy reg daarvoor? Of althans nog meer belangrik, bewys u lewe dat jy reg is daarvoor. Bewys jou lewe dit. Baie keer as ons bid en vra en smeek dat die Here moet kom, is ons motiewe nie altyd reg nie. Kom ons wees eerlik, ons motiewe is nie altyd reg nie. Ons bid baie keer dat die Here moet kom voor die bankbestuurder moet kom, of voor die skuldeiser moet kom, of voor skoonmaak kom kuier. Ons wil eintlik die wederkoms gebruik as 'n tipe ontvlugting wat ons kan red van al ons probleme. Jy weet, en wanneer die probleme uitgesorteer is, die bankbestuurder tevrede is en skoonma weer terug is huis toe, dan het ons skielik nie meer behoefte
dat die Here nou moet kom nie. Moenie dat probleme die hoofoorsaak is, of rede is, dat jy wil hê Jesus moet terugkom nie. Nee, maar leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, sê ons skriflesing vir ons. Het die duiwel al die verwagting van die wederkoms uit u hart weggesteel, sonder dat jy dit besef? Sonder dat jy dit besef? In Johannes 14 vers 1 tot 3 sê Jesus vir ons persoonlik, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, maar glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hoekom glo ons in die wederkoms? Hoekom glo ons in die wederkoms? Want Jesus het dit self vir ons beloof. Jesus het dit self beloof. Die wederkoms is nie iets wat iemand bloot eendag uit sy duim gesuig het om ons hoop te gee nie. Nee, dit berus op die belofte wat Jesus Christus self gemaak het. Weet, die ou mense het altyd so gesegde gehad wat sê, as my skip eendag kom. Jy het al gehoor? Weet, as my skip eendag kom. En ek kan nog goed onthou as kind het my pa altyd gesê, weet, as my skip eendag kom, dan sal ons dit doen, of ek sal dit vir julle koop, of ons sal bietjie wildtuin toe kan gaan, of so iets. En ons as kinders het altyd gehoop, my pa se skip wil net kom. Maar daai skip het nooit gekom nie. Dis maar net iets wat iemand uitgedink het om ons hoop te gee. Maar jy weet, dit was 'n dooie hoop, want ons almal weet, daai skip gaan nooit kom nie. Ek meen, wat is die kanse dat so iets gaan gebeur? Dit is soos om elke dag te wens en te droom en te hoop, jy wen die lotto. Maar jy koop nie eens 'n lotto kaartjie nie. Ek hoop nie jy doen nie, maar jy ken die vergelyking. Jy sien, die wederkoms berus nie op so 'n tipe hoop nie. Dis 'n egte hoop wat berus op die belofte van Jesus Christus self. Dis 'n absolute versekerde verwagting waarin u en ek elke dag kan en moet lewe. Ons moet daarin lewe. Weet, tydens my laerskooldae moes ek en my broer een spesifieke jaar baie keer vir my pa wag om ons by die skool te kom haal. Nou die probleem was dat ons baie keer vir tot 2 ure langs die pad by 'n sekere plek vir my pa moes sit en wag vir hom om ons te kom haal. Nou dink net, hoe lank is dit nie vir klein kindertjies? Ons was nog klein, man, nou moet ons daar sit en wag. Ons moes langs die pad sit en wag en wag en wag. Maar een ding onthou ek nog baie goed. Ons het nooit getwyfel of my pa gaan kom of nie. Ons het geweet, hy sal kom. Dis net die wanneer. Met die gevolg, ons het dit nooit eens gewaag om te begin speel of rond te dwaal nie, want as my pa gekom het en ons was nie waar hy gesê het ons moet wees nie, dan was dit maar net so goed soos die hel op ons boude gewees. En hoe het ons geweet my pa sal kom? Ek was nog klein, maar hoe het ons geweet my pa sal kom? Jy sien, dit was my pa. Dit was my pa. Ek het hom geken. As hy gesê het hy kom, dan kom hy. En net so met die wederkoms. Jesus het self vir ons die versekering gegee dat hy gaan terugkom, en dit wat ek weet van hom, sê vir my, hy is nie 'n leienaar nie. Dit is net die wanneer wat ons nie weet nie.
En ongelukkig is dit baie keer ook die wanneer wat mense laat twyfel in die wederkoms. Dis baie keer wat ons juis laat twyfel. Jesus se eie woorde sê, kyk ek kom gou. Kyk ek kom gou. En die hele Nuwe Testament weergalm die woorde, Jesus kom gou. Maar hoe gou is gou? Hoe gou is gou? Dit is nou al immers byna 2000 jaar vandat Jesus hierdie eerste keer weggegaan het. En ek glo, ons is nog hier. Weet my oupa, ek het hom nie geken nie, maar ek het maar gehoor, my ma het my vertel. Hy het geglo dat die wêreld so boos is, dat die Here nog in sy tyd sal kom. En sy pa, bokant hom, het ook geglo, hierdie wêreld is nou so boos, dit kan nie meer langer aangaan nie, en die Here gaan in sy tyd kom. En ek bedoel, ons almal ken mense wat geglo het, dat die Here in hulle tyd gaan kom. En hulle is almal dood. En die Here het nog nie gekom nie. Is daar fout iewers? Is daar fout iewers? Nee, daar is nie fout nie. Jesus het gesê, hy gaan gou terugkom. En hy sal. En hy sal. Om die waarheid te sê, die dag wanneer hy wel gaan kom, gaan dit veels te gou wees. Versekerlik die meeste mense op hierdie aarde, wat nog nie hulle saak met die Here reggemaak het nie. Die apostel Petrus waarsku ons in 2 Petrus 3 vers 3 en 4, teen 'n groep mense, wie se lewens deur hulle eie begeertes beheers word, en wat die spot sal dryf en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Jy weet, ek dink nie een van ons as Christene sal dit ooit waag om hierdie woorde te sê of openlik die wederkoms te betwyfel nie. Ek dink nie een van ons sal dit doen nie. Ek bedoel, as adventiste wat die naam dra dat ons die wederkoms verwag, ek bedoel, ons sal dit nooit waag nie. Maar tog indirek sê ons dit deur die lewe wat ons lewe. Deur die lewe wat ons lewe. Ek meen, as jy werklik die Here elke dag verwag, sal jy tog so lewe om hom enige tyd te ontmoet. Maar hoe lewe ons? Watter duistere dinge skuil daar dalk in jou hart, wat keer dat jy nie werklik wil hê dat die Here vandag moet terugkom nie? Wat is daar in jou hart? En as ons eerlik met onsself moet wees, hoe lank wag die meeste van ons al vir die wederkoms? Hoe lank wag ons? Dalk 60, dalk 70, dalk 80 jaar? En as u gelukkig is om hierdie ouderdom te bereik, en u kyk terug na u lewe, sê vir my, het u werklik lank gewag? Het u werklik lank gewag? En aan die ander kant, kan enige iets in elk geval met jou gebeur, sodat jy jou oë finaal vir hierdie lewe kan toemaak, en dan, die werklikheid leer vir ons dat, wanneer jy dit weer oopmaak, sien jy Jesus kom, dan het Jesus vir jou gekom. So, in werklikheid is die wederkoms, is nie die probleem nie. Dis nie 'n kwessie van ek wag, en ek wag, en ek wag, totdat die Here eendag gaan kom nie. Maar meer belangrik is die vraag, hoe lewe ek nou, en elke dag, totdat die Here gaan kom? Leef ek elke oomblik met die verwagting, dat hy enige oomblik vir my gaan kom, het sy werklik op die wolke, of vir die feit dat ek nou hier kan uitstap, gaan gly en my nek breek? Of staan ek eenkant en afsydig en die wêreld en sy dinge geniet, terwyl ek so uit die hoek van my oog dinge dophou in die kerk, sodat ek terug kan spring in die boot, net voor die Here gaan kom? Jy weet, baie mense vandag maak die besluit om die kerk te los
Jy weet, en net so 'n draai in die wêreld te maak. Jy weet, net totdat ek genoeg geld, genoeg sekuriteit en dinge bymekaar gemaak het, en dan sal ek terugkom in die kerk. Weet, as ek nou net bietjie sekuriteit het, of as ek 'n kar het, of ek het 'n huis, en alles is gesettel, weet, dan sal ek terugkom kerk toe. Maar, jy het nie daai sekerheid, of waarborg, dat jy ooit sal terugkom nie. Jy het nie daai waarborg nie. Jy weet, dit laat my altyd dink aan die geval van Noag, waar hy die ark gebou het, en heeltyd vir die mense gepreek het, dat die aarde deur 'n vloed vernietig gaan word, en dat hulle by hom moet aansluit, en in die ark moet ingaan, om hulle lewens te behou. En die interessante deel vir my was, dat niemand, ek bedoel niemand, behalwe sy gesin, saam met hom in die ark ingegaan het nie. Hoekom nie? Dink u Noag was so 'n swak prediker, dat al daai jare en jare en jare wat hy gepreek het, in die ark gebou het, dat niemand geluister het nie? Dink jy hy was so swak prediker? Nee. Ek dink, daar was baie mense, wat Noag tog begin glo het. Veral toe hierdie ark begin vorm aanneem het. Ek bedoel, dit was 'n massiewe struktuur om te bou. As jy daai ark kon sien, moes jy net, wow, gaan. Dit moes 'n indruk op hulle gemaak het. En nog meer, wat van toe die diere 2 by 2 en 7 by 7 opgedaag het en in die ark ingegaan het? Wow, ek meen, dis iets net te wonderlik om net soms so by jou te laat verbygaan, sonder dat daar 'n moontlikheid is dat Noag dalk tog kan reg wees. Nou, dis maar my opinie, maar ek is doodseker dat baie mense het tog in 'n mate, al is dit net in 'n klein mate, ten minste geglo wat Noag gepreek het. Ek was doodseker dat baie mense het gesê, joh, weet jy wat, dit kan waar wees, dit kan dalk waar wees. Maar, en hier is die groot probleem, almal van hulle wou eers buite staan en kyk en sien dat dit gebeur voor hulle aan boord sou gaan. Het jy dit? Hulle wou eers buite staan en kyk en sien voor hulle aan boord wil gaan. Hulle het 10-1 Noag se boodskap geglo, maar die probleem is, hulle wou deel behou aan hierdie wêreld vir so lank as wat hulle kon. Hulle het dalk naby die ark gebly, en het elke dag dalk met 'n bietjie belangstelling kom loer, wat nou vandag hier aangaan, wat gebeur, maar hulle wou wag tot op die laaste. Hulle wou wag tot op die laaste. Sodra dit begin reën, eers as ons daai druppels sien val, sou hulle opspring en hardloop en in die ark klim. Maar toe die wolke saampak en daai eerste druppels begin te val, ek dink toe besef hulle, dis wat Noag gesê het. En hulle spring op en hulle hardloop na die ark toe. Maar die probleem was, die deur was al 7 dae toe. Die deur was toe. En hulle het almal vergaan. O ja, ek dink baie mense het Noag se boodskap geglo. Maar hulle het te laat gereageer. Te laat gereageer. En ek wil vir u sê, net so met die wederkoms. Net so met die wederkoms. Baie van ons glo dit. Ons weet verseker, die Here gaan terugkom. Daar is geen twyfel in ons harte nie. Maar ons probleem is, ons reageer nie. Ons klim nie op die boot nie. Ons het gelukkig geraak om aan die kant te bly staan. O ja, ons kom kerk toe, ons loer so 'n bietjie in ons Bybel, sodat ons kan weet wat aangaan, maar jy weet, ons hou maar alles daar op 'n afstand.
Die wêreld is so deel van ons harte, dat ons nie daarvan wil afstand doen, tot op die laaste nie. Ons wil eers wag tot daai druppels val, dan gaan ons alles los en hardloop. Ja, ons klim nie op die boot nie. Ons weet wat is reg, maar ons reageer nie. Ons gaan nie werklik oor tot aksie nie. En die dag as die wolke oopbreek en Jesus werklik kom, gaan baie van ons Adventiste hardloop om in die boot te spring. Maar tot ons skok gaan ons ontdek, die deur is toe. Dit is te laat. Die deur is toe. Daar's net een manier om gereed te wees vir die wederkoms. En dit is om nou te reageer. Op die boot te klim. En as jy op die boot is, kan jy werklik eers met verwagting leef. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, sê 2 Petrus 3 vers 12 vir ons. En die vraag is, lewe u met hierdie verwagting in u hart? Is dit hier? Amen. Onse Here Jesus. Ja, ons glo dat U gaan terugkom. Ons weet dit. Maar Jesus, tot ons eie skande, wil ons voor U kom bely, dat ons dit nie lewe nie. Ja, Here, so maklik het ons U wederkoms uitgeskuif, daar ver in die toekoms in. Maar nie noodwendig iets wat nou gaan gebeur nie. En ons lewe nie meer in die verwagting van die wederkoms nie. Maar Jesus, U gaan terugkom. U dit beloof, inteendeel U het gesê, kyk, ek kom gou. En enige oomblik kan enigiets met ons gebeur. En ons kan ons oë vir die lewe toemaak. En Here, dit kan vir baie van ons dan te laat wees. En ons wil vra dat U ons asseblief in die groot genade asseblief sal aanraak. Ons harte sal oopmaak. En Here, en ons sal help om nou en elke dag te kies en te reageer en werklik op die boot te klim. Werklik ons harte vir U te gee en te lewe asof U vandag gaan kom. Hoe verskriklik sal dit nie wees daai dag as U kom en ons dink ons gaan nog terugkom nie. En dan kom ons agter, maar die deur is toe. Ons is te laat. Help ons, Here, om nou te kies, om nou te lewe en nou die pad te loop totdat U kom, want ons het U so nodig. Kom raak ons aan, lei ons in die genade, verander U ons harte. Gee ons hierdie verwagting, maak dit lewend, maak dit sterk, maak dit kragtig. Ons smeek dit in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen.